In die nuus vanaand, die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, sê die land se HIV-vigsprogram sal oorleef sonder die PEPFAR-befondsing vanaf die VSA. Die minister van Openbare Werke, Dean McPherson, sê by NAMPO se onteieningsbespreking daar's geen rede vir Suid-Afrikaanse boere om te vlug nie. En die rugbywêreld bring hulde aan voormalige Springbok-vleuel Cornel Hendricks, wat in die ouderdom van 37 aan 'n hartaanval dood is. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, het gesondheidskenners oor die vingers getik na mediaberigte dat die land se HIV-program op die rand van 'n ineenstorting is. Hy sê die departement onderhandel tans met moontlike nuwe befondsers. Dit volg nadat die VSA sy PEPFAR-hulp opgeskort het. Suid-Afrika spandeer jaarliks 46,8 miljard rand aan die HIV-program, waarvan 5% of 7,9 miljard rand van PEPFAR afkomstig is. Die minister het vrese probeer besweer oor die negatiewe impak van die PEPFAR-opskorting. Motsoaledi sê, die regering is nie net gereed om met die program vol te hou nie, maar selfs te versterk met die gebruik van plaaslike hulpbronne. Accept that President Donald Trump has taken away what belongs to his country. We must accept that this has left many people distraught, distressed, and even perhaps fearful. And we also accept that people react to stress in different ways. Some people cope with stress by creating enemies which should not be existing. PEPFAR-befondsing is in die verlede gebruik vir toetse teen retrovirale behandeling, voorkomingsveldtogte en gemeenskapsgebaseerde ingrypings. Ladies and gentlemen, we must put it categorically clear that under no circumstances will we allow this massive work performed over a period of more than a decade and a half to collapse and go up in smoke because President Trump has decided to do what he has done. But I also want to state clearly that propagating wrong information about the status of the HIV/AIDS campaign in South Africa in the manner that is being done is no different from the approach adopted by AfriForum and its ilk, which led Trump to thrash the whole country. Suid-Afrika, tesame met Eswatini en Lesotho, het die hoogste getal HIV-leiers in die wêreld. Die Nasionale Vergadering se Programmeringskomitee sê die parlement het 1,4 miljoen rand aan 2 mislukte begrotingssittings bestee wat in die Nieuwmeester-koepel gehou is. Die eerste begrotingsrede op 19 Februarie is uitgestel sonder dat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, die podium bestyg het, en die tweede begrotingsrede op 12 Maart was ook verwerp. Die EFF eis 'n koste-analise. Godongwana sal Woensdag vir 'n derde keer probeer om die 2025 begroting ter tafel te lê by die Kaapstadse internasionale konferensiesentrum. Die eerste begrotingsrede was afgelas nadat politieke partye vasgeskop het teen 'n moontlike 2% verhoging op die belasting op toegevoegde waarde. Die tweede begroting is ook verwerp waar die minister 'n 1% verhoging op BTW oor 2 boekjare voorgelê het. Maar die EFF sê dis 'n duur affære. 1.4 million for 2 sittings. It's quite an extensive amount that was spent, and there must be some way that someone must take accountability for such a huge amount. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê die parlement sal aan die versoek voldoen en die volle koste skriftelik bekend maak. Die grootste koste
was glo die fasiliteite waar die sittings moes plaasvind. I'm saying the facts are being manipulated or distorted in a sense that I cannot understand why would members of this committee say that there has to be somebody taking a personal responsibility, especially for the sitting of the 12. The one that could not take place in February, I understand that concern, and I fully agree with your response, Speaker, that a written information will be made available to parties, including engaging with the public to submit their own information as well. Die parlement sê alle finansiële prosesse wat verband hou met die koste moet deur die gesamentlike staande komitee oor die finansiële bestuur van die parlement gaan en nie die programmeringsstruktuur nie. Die ANC in Gauteng is druk besig met voorbereidings vir volgende jaar se plaaslike regeringsverkiesing. Na 'n skerp afname in steun tydens verlede jaar se nasionale verkiesings, glo die nuut gesaamgestelde provinsiale taakspan onlangs se tussenverkiesingsuitslae as 'n aanduiding dat die party op die regte pad is. Met minder as 'n jaar oor voordat Suid-Afrikaners weer stembus toe gaan, beplan die ANC in Gauteng om alles in die stryd te werp. If Gauteng is turned around, it will help to turn South Africa around, because Gauteng continues to contribute over 30% to the GDP. Die hersaamgestelde provinsiale taakspan fokus op beide interne vernuwing en eksterne geloofwaardigheid. Conferences which are being prepared for its Ekurhuleni, Greater Johannesburg, Greater Tshwane, and Sidibeng. We're encouraging our members when they meet that they should reach consensus, at least on the issue of officials. Die party wil ook dienslewering en die lewenskwaliteit van inwoners in Johannesburg verbeter. We're not sitting on our laurels. We're not saying we've won these by-elections. It means that it's automatic, we'll win the rest. We invest a lot on polling and surveys. At the Lekgotla, we had an independent company that came to present their findings. Die provinsiale taakspan het nou 12 maande om die party te herstruktureer in 'n laaste poging om die organisasie te verenig voor volgende jaar se verkiesings. Intussen verkiesings wat in verskeie wyke in die land gehou is, het die ANC sy setels in Gauteng en KwaZulu-Natal behou en 'n setel in die Noord-Kaap bygekry. Dit terwyl die DA 'n setel in die Wes-Kaap behou het. In wijk 24 in Soweto, Johannesburg, het die ANC bykans 55% van die stemme gekry en 51% van die stemme in die Mfana munisipaliteit in KwaZulu-Natal. Die persentasie stemme in KwaZulu-Natal is egter 'n skerp afname sedert die 2021 munisipale verkiesings, waar die ANC 68% van die stemme gekry het. Die ANC het ook 'n wijk van die Namakwa Civic Movement in die Namakwa plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap afgerokkel. In Stellenbosch het die DA sy setel behou. In Mpumalanga het 2 van die 3 verdagtes in die Kwamlanga Landdroshof verskyn, wat van dese week in hegtenis geneem is in verband met die verdwyning van die joernalis Sibusiso Ndlovu en sy lewensmaat Zodwa Mdluli. Tatu Madisha en Selewane is eergister by hul skuilplek in Nokaneng naby Rus de Winter in Limpopo in hegtenis geneem. Dit bring die getal verdagtes in die saak op 8 te staan. Madisa en Owane en 2 ander beskuldigdes sal weer maandag verskyn. Die oorskot van 2 persone is in 'n beboste gebied naby Rus de Winter gevind. DNS-toetse moet nog bevestig of dit die oorskot is van Ndlovu en Mdluli wat meer as 2 maande gelede vermis geraak het. President Cyril Ramaphosa vertrek maandag vir 4 dae op 'n amptbesoek na die Verenigde State van Amerika. Ramaphosa sal president Donald Trump Woensdag in die Withuis ontmoet, waar bilaterale, streeks en wêreldkwessies bespreek sal word. Die presidentsie sê Ramaphosa se besoek sal die grondslag wees om die verhouding tussen Pretoria en Washington te herstel. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Magwenya, het in Pretoria 'n uiteensetting van die president se besoek gegee. President Ramaphosa will certainly use the opportunity to affirm
what he has said before to President Trump with respect to the so-called white genocide, which, as we all know, is patently false. If AGOA is good as gone, we're ready to engage over a new trade framework. And we're ready to present what we believe will be a mutually beneficial trade proposal in that regard. And so our trade basket is not entirely dependent on AGOA. Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, sê hy het nie hoë verwagtinge vir die vrede-samesprekings tussen Oekraïne en Rusland nie. Die eerste direkte vrede-samesprekings tussen Oekraïne en Rusland sedert 2022 sou vandag in die Turkse stad Istanbul begin het. Die Amerikaanse president Donald Trump het tydens sy Midde-Oosterse besoek gesê dat samesprekings slegs nuttig sal wees indien hy en Putin deelneem. Hoewel die Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Turkye is en die land se president Tayyip Erdogan ontmoet het, woon nie hy of sy Russiese amptgenoot Vladimir Putin die onderhandelings by nie. Zelensky sê 'n hoë vlak Oekraïense afvaardiging gaan gelei word deur die minister van verdediging, Rustem Umerov. Zelensky beskuldig Rusland daarvan dat hy 'n lae vlak afvaardiging gestuur het en dat Rusland nie erns het met die samesprekings nie. In antwoord het Putin hom as 'n hanswors en verloorder bestempel. Plaaslike nuus: die minister van Openbare Werke en Instandhouding sê boere moet bly tydens die onteieningsgesprekke by die Nampo-fees. Dit en ander nuus net hierna, bly by ons. Welkom terug. Die 2025 Nampo Landbouskou by Botawil in die Vrystaat het vanjaar die president, adjunkpresident en verskeie ministers gelok. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het tydens deelname aan 'n gesprek oor die wet op grondonteiening gesê, daar is wette in plek wat verseker dat die regering verantwoordelik teenoor sy burgers moet optree. Die Nampo Landbouskou met meer as 700 uitstallers word jaarliks deur duisende landbouers ook vanuit naburige lande besoek. Die kwessie van boere wat die land op uitnodiging van president Donald Trump van Amerika verlaat het vir interessante gesprekke gesorg. Suid-Afrikaanse owerhede sê daar is geen nodigheid vir landbouers om die land te verlaat nie. We are happy to partner with them. We are happy to support them. So we are happy people in South Africa. We have our own challenges, but we will resolve them. So I'm encouraging every South African to stay. Let's work together. Let's build this beautiful country together. Providing that clarity to farmers and actually showing them that the Expropriation Act really is about dealing with issues of national infrastructure, of providing a clarity on a uniform process towards expropriation, far more than was provided in the 1975 Act. And notwithstanding that there are concerns, but I'm working really hard with our team and stakeholders to make sure that we can resolve those issues and we can focus on the broader economic goals of our country, which is to grow farmland, to get more out of our farmland, and ultimately to see more people working in agriculture above the 1 million people that are already directly employed in agriculture. Solidariteit het gevra vir 'n deeglike hersiening van die wet op onteiening wat in Februarie deur president Cyril Ramaphosa bekragtig is. We don't need land expropriation for land reform. Land reform is very important in South Africa, but we have more than 800 farms in South Africa that's not used at all. We have 2.5 million hectares of agricultural land that are unutilized at the moment. Sommige van die besoekers by die skou voel dat Suid-Afrikaners nie die land moet verlaat nie. Suid-Afrika is 'n baie mooi land. Ons het baie boere hierso, ons het baie potensiaal hierso. So om daai kant toe te gaan is nie 'n oplossing nie. Ek dink net dit is vir almal beter hierdie kant, want ons weet ook nie wat daai kant regtig aangaan nie. So dit lyk baie beter daai kant, maar dit is nie beter nie. I feel like they should just come back to South Africa, teach us more, help us gain more knowledge, and help us to grow as young black farmers who are actually trying to find a place in this very, very, very very high market rate and interest rates in South Africa. Die skou loop môre teen. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, sê die douanebeheer vervul 'n belangrike rol in die samelewing.
Volgens Kieswetter word die plaaslike ekonomie verwring deur onwettige goedere wat oor die landsgrense stroom. Die SAID was die gasheer vir die Oos- en Suider-Afrikaanse Regeringsraad van die Wêrelddouane-organisasie in Pretoria. Customs is significantly more than just enforcement. Firstly, the customs function at our ports of entry, they do manage the passage of goods and travelers across our borders. And increasingly, as we find, forms a central function towards the facilitation of trade between countries. Inwoners in gebiede soos Hanover Park, Philippi en Mitchells Plain in Kaapstad sal binnekort baat vind by die nuwe MyCity busprojekte wat reeds in aanbou is. Die projekte wat na verwagting oor sowat 2 jaar voltooi sal wees, sal die gemeenskappe met die Kaapse middestad en verskeie ander gebiede verbind. Die MyCity busnetwerk word na verskeie gebiede op die Kaapse vlakte in Kaapstad uitgebrei. Dit word ontwerp om meer bekostigbare vervoer vir inwoners in gebiede soos Mitchells Plain, Hanover Park en Philippi te verskaf. Die stad Kaapstad het sowat 7 miljard rand vir vervoerinfrastruktuur bewillig met konstruksie aan die Claremont wisselaar wat reeds begin het. Ons is hier in Imam Haron pad in Claremont. Hierdie is 'n 620 miljoen rand konstruksiepakket en soos ek sê, dis die tweede laaste pakket. En dit beteken dat amper nou die hele konstruksieprojek van Claremont tot reguit in Khayelitsha en Mitchells Plain, deur Philippi Crossroads, deur Hanover Park, deur Lansdowne, amper die hele projek is nou onder konstruksie. Dis net die laaste fase in Claremont self wat moet nou begin, wat binne die volgende paar maande gaan begin. The importance of this project as the Southeast Corridor is because of the demographics and socioeconomics of that corridor. It is the most densely populated section of our city and also by and large one of the more economically vulnerable sectors of our city. So having the MyCity trunk route is going to bring relief to many of the commuters. Die projek sal na verwagting teen Junie 2027 voltooi wees. Corbin August, SAIK nuus, Kaapstad. En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Medelee stroom van reg oor die rugbywêreld in na die skielike afsterwe van die voormalige Springbokvleuel Cornel Hendricks na 'n hartaanval. Hy was 37 jaar oud. He'll be missed. But he won't be forgotten. Net soos die res van die rugbygemeenskap is die Bulle ook in rou gedompel na Hendricks se skielike dood. Hy het sy toetsbuiging in 2014 gemaak en 12 keer vir die Bokke uitgedraf. Hy het 5 drieë in die groen en goud gedruk nadat hy die Cheetahs en Boland verteenwoordig het. Hy het ook tussen 2011 en 2014 vir die Blitsbokke diens gedoen. Hy het in 2016 'n kontrak met die Stormers geteken, maar is kort daarna met 'n hartkwal gediagnoseer, waarna hy sy uittrede aangekondig het. Sy gesondheid het egter 3 jaar later verbeter en hy het hom by die Bulle aangesluit, waar hy 6 gelukkige jare deurgebring het voor hy na Boland teruggekeer het. Die Bulle sê Hendricks is 'n geliefde lid van die Loftus gesin. Dit voel soos dood in familie vandag. Dit is Cornel was 'n groot deel van die familie en alhoewel hy nou die laaste paar maande terug in Wellington was, is daai band nie gebreek nie. So ja, ek dink dit is 'n emosionele dag vir die Bulle.
Die SA Rugby president Mark Alexander het Hendricks bedank vir sy toewyding tot die sport. Hy sê sy nalatenskap sal toekomstige generasies altyd inspireer. Liesel Olivier, SAK nuus. Dis dan al vir vanaand, baie dankie vir die saamkyk, mooi aan verder, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons dat dit mooi weer sal wees oor die westelike en suidelike gedeeltes van Suid-Afrika. 'n Baie sterk wind langs Kaapstad vir vanaand en dan gedeeltelik bewolk in die noordelike en oostelike provinsies van Suid-Afrika. 'n Matige sterk wind allangs die kuslyn en dan sal dit ook winderig wees in die binneland. Hierdie toestande vir vanaand. Nou kyk ons na môre, steeds gedeeltelik bewolk in die noordoostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Oggendmiskolle wat kan voorkom oor Mpumalanga, 'n gedeelte van KwaZulu-Natal, sowel as langs die suidkus en dan ook brandgevaar, 'n waarskuwing daarvoor wat uitgereik is oor die Klein Karoo. Ook winderig langs die kuslyn van Suid-Afrika sowel as in die binneland en dit is dan vir môre. Nou kyk ons na die temperature in Gauteng, oornag koelerig en bedags vlak in 20s, Pretoria 21, Vereniging ook 21, gedeeltelik bewolk in Springs 22 sal die maksimum daar wees. Ons beweeg nou na Limpopo, effens warmer daar in die noorde 26 van Musina, Palaborwa ook 26, oornag in Bella 10, later 25 en dit is vir Limpopo. Die volgende provinsie is Mpumalanga en dan oornag ook koelerig, vlak in die 20s, in Carolina 23, Standerton 21, gedeeltelik bewolk in Standerton 7 oornag 21 daar. En nou beweeg ons na KwaZulu-Natal, 25 vir Durban, so ook Richards Bay, 11 in Pietermaritzburg, gedeeltelik bewolk oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie. Die volgende provinsie is die Oos-Kaap, warmer daar, by 30 is die maksimum, dan ook 27 in Oos-London, sonnig en mooi weer oor die hele provinsie en dit is dan vir môre. Nou in die Wes-Kaap, in Kaapstad sal dit 25 wees, maar warm in Riversdal, Klein Willem en Vredendal waar dit 35 sal wees en dit is dan vir môre middag die maksimum daar. Nou in die Noord-Kaap ook warm daar en dit sal 27 wees in Appington, gedeeltelik bewolk in Sutherland 4 oornag, die maksimum is 24 en dan in Kimberley 6 oornag 24 die maksimum. Nou terug in die binneland, nou is ons in die Vrystaat ook koelerig oornag, Bloemfontein 8, later 23 môre middag en dan ook gedeeltelik bewolk in Bethlehem 21 is die maksimum daar. Die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes, ook koud oornag in Ottosdal 9, later 22, vlak in die 20s môre middag, die hele provinsie en Taung 23 en dis dan al van die Weersentrum. Goeienaand.